die afkondiginge. Ons vra nog voorbereiding vir Jan Du Plessis. Hy het 'n heupvervanging gehad. Ek was donderdag by hom, maar lyk vir my hy het dementia. Hy praat nie veel nie, hy lê net, hy praat niks nie. So kom ons bid bietjie vir hom asseblief. Ek dink hy het suiker ook. En dan die medikasie. Ons hoop dit is dit wat dit maak dat hy nie praat nie. Die program vir die week, onthou net donderdag gesamentlike hemelvaartdiens hier by ons. Die verjaarsdag hierdie week is die 26ste Joanne Smit, die 26ste Marius Klopper en dan die 29ste my Betty Skeepers. Dan is sy 90 jaar oud. Julle het die program vir Pinksterdag. DV volgende Sondag aand begin ons Pinkster bidure om 1800 uur. En dan hierdie vorms, hier staan ons. Daar is nog vorms hier beskikbaar op die klavier en penne. Dit gaan oor ons eie tydse geloofsbelydenis. Julle sal weet, daar is 'n liberale aanslag op die kerk, waar die evangelie gerelativeer word, alles is mites, die skrif se gesag word ontken, die bestaan van die bose, en ons as kinders van die Here, ons moet tog staan by die waarheid. So, as iemand dit wil onderteken, is welkom, dit is daar op die klavier, ons sal baie bly wees. Ek dink dit is die belangrike afkondiginge. Hier agter op die afkondigings is die skriflesing vanoggend. Jy kan dit net daarna kyk as ons by die skriflesing kom. Kom ons word stil. Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U kom toe die eer en die lof en die aanbidding van ons harte van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede vir U van God die Vader en van Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons staan, dan sing ons gaan 2 lofliedere saam sing, tot eer van die Here. Kom ons staan, dan sing ons hierdie 2 liedere saam, kom ons luister na die woorde, dit sluit aan by die prediking vanoggend. Kom ons staan, dan sing ons hierdie liedere. Prys die Here, lof en prys hom, ek wil God se lof besing. Hy is magtig, lof en prys hom, ek wil God my loflied bring. En solank ek leef om eer, loof die groot en troue Heer. Hy is goed, die God van Jakob, vestig ook op jou hoop. Hopeloos is rig hy weer op, blinde oë maak hy oop. Hy wat als geskape het, hy alleen sal jou kan red. God gee uitkoms en bevryding, hongeriges gee hy brood. Hy genees ons van ons lyding, hy verlos uit elke nood. Die verdrukte in gebed, hoor hy aan sy liefde red. Here, hoeveel blye dae vloei so strome kalm en rein, sonder kommer, sonder kla, vol van vreugde en sonneskyn. Vol
kastyding, weet ek dis van korte duur, uit my vreugde net 'n uur. Skenk U nie in U ontferming, meer as wat ek ooit verwag, leef ek nie in U beskerming, in U liefde elke dag, gee U my nie 1000 kere, onverdiend U seën, Here, selfs al moet ek leed verduur, bring dit seën op die duur. Van die velde uit die strome, uit die dieptes van die see, uit die wolke van die bome, deel U milde seën mee, jaar en maand en dag en stonde, elke vlugtige sekonde, het U liefde en U trou, steeds oor my die wag gehou. Kom maar sit. Wonderlik om te kan weet, elke vlugtige sekonde is die Here se trou by ons en behoed en bewaar hy ons. Kom ons bid net saam. Here, ons Here, ook vanoggend wil ons U naam groot maak en U loof en U prys, dat U ons Vader is en dat ons U kinders is. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie vir ons, om te kan weet ons behoort aan U nie. Ons is U kinders, U sorg vir ons, U is 'n goeie Vader, U voorsien in al ons behoeftes. Ja, en al gaan ons soms deur beproewinge, deur moeilike omstandighede, weet ons steeds dat U by ons is. U is in ons deur U Heilige Gees. U is ons helper, U is ons trooster. U vergeet ons nie, U verlaat ons nie. U laat alles vir ons ten goeie meewerk. U naam sal verheerlik word, ook in ons tye van beproewing. Dankie Vader vir al die seëninge wat ons so onverdiend uit U Vaderhand ontvang. Soos daardie Halleluja liedjie, tel jou seëninge, tel hulle een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God jou verleen. Ons wil vir U sê, dit is so waar. Ons het baie om voor dankbaar te wees. Dankie vir die mate van gesondheid, lewenskrag waaroor ons beskik. Dankie dat U voorsien, ons loof en ons prys U. Nou bid ons, o Here, dat U ons ook vanoggend sal ontmoet, deur U woord, gee dat U woord nie op dowe ore sal val nie, maar dat ons harte ontvanklik sal wees vir U stem. Ons bid dit alreeds met danksegging in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Here. Amen. Ons gaan saam lees uit Filippense 1. Ek het die belangrikstes daar op die afkondiging gesit. Miskien moet ek net sê, die agtergrond van Filippense 1, dit gaan daaroor dat Paulus is in huisarrest in die tronk in Rome. Sy lewe is in gevaar en die keiser mag hom dalk ter dood veroordeel en nou die gemeente van Filippi hom bygestaan. Nou skryf hy hierdie brief aan die gemeente in Filippi om vir hulle dankie te sê en waar hulle eintlik vir hom moet bemoedig hy vir hulle. So dit is die agtergrond en kom ons lees dan nou maar vanaf vers 18b. Vanaf vers 18b, Filippense 1, vanaf vers 18b.
en ek sal my ook verder verbly. Paulus verbly hom in sy negatiewe omstandighede. Hoekom verbly hy hom? Hy sê vers 19, want ek weet dat alles tot my redding sal uitloop. Dit sou nie sy geestelike redding nie, hy is al reeds gered. Ek weet dat alles tot my redding sal uitloop, tot my welwese, tot my heil sal strek. Omdat julle vir my bid, en die Gees van Jesus my bystaan. En dan lees ek uit die ou Afrikaanse vertaling vers 20, dit is my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie. Hy sal nie teleurgestel word deur die Here nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid soos altyd so ook nou groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Tot sover ons tema vanoggend, verbly jou in negatiewe omstandighede, en hoekom kan jy jou verbly? En dan gee hierdie gedeelte vir ons 5 redes hoekom ons kan verbly in negatiewe omstandighede. Nou ons weet, toe Paulus nog Saulus was, toe het hy die kerk vervolg en die kerk verdruk, maar daar op die Damaskuspad het hy op 'n wonderbaarlike wyse die opgestane, verheerlikte Here Jesus Christus ontmoet, en het sy lewe radikaal verander. Hy sê in Filippense 3 vers 8 en verder, ek beskou nou alles as waardeloos, as drek, terwille van Jesus Christus in my lewe. Jesus Christus oortref alles in waarde. En nou het Paulus begin om die evangelie te verkondig, en nou word hy vervolg en verdruk. Eers was hy die vervolger en die verdrukker, nou is hy die een wat vervolg word en verdruk word, en nou beleef Paulus allerhande beproewinge terwille van die evangelie van Jesus Christus. Ons lees in Handelinge 9, die ortodokse Jode, want Paulus was ook mos 'n Jood, die ortodokse Jode verwerp hom nou, die ortodokse Jode vervolg hom, verdruk hom, en hulle het saam gesweer, sê Handelinge 9 vers 23, om vir Paulus te vermoor. Paulus moet nou vlug vir sy lewe is voortdurend in gevaar, almal soek sy bloed. En dan lees ons in 2 Korintiërs 11, vers 23 tot 28, Paulus het dan maar baie beproewinge beleef. Hy sê in 2 Korintiërs 11, vers 23 tot 28, ek was baie kere in die tronk. Hy was 5 keer in die tronk. 2 keer in Rome, 1 keer in Jerusalem, 1 keer in Caesarea, 1 keer in Filippi. Hy sê ek was dikwels geslaan, dikwels in doodsgevaar. 5 keer is ek deur die Jode, daardie lyfstraf van 39 houe met 'n gesel, het hy dit gekry. 3 keer het ek lyfstraf gekry, sê hy. Eenmaal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreek gelei. 1 keer het ek dag en nag op die see deurgebring. Ek was dikwels op reis in gevaar. Gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my eie volksgenote, gevare van heidene, gevare in die stad, gevare in die veld, gevare op die see, gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry, sê Paulus, dikwels nagte sonder slaap deurgebring, dikwels honger en dors, dikwels sonder kos, dikwels sonder skuiling of bedekking teen die koue, en dan daarby nog die daaglikse, alledaagse bekommernisse en die besorgdheid oor al die gemeentes. In 2 Korintiërs 1 vers 8 sê Paulus, die swaar wat hy moes verduur in Asië, dit het ver bo sy kragte
gegaan, soveel so dat hy selfs die hoop om te bly lewe verloor het. En hier in Filippense 1 sien ons dan nou, hy is onder huisarrest in Rome, en die gevaar is daar dat hy deur die keiser ter dood veroordeel gaan word. So Paulus beleef al hierdie negatiewe omstandighede net omdat hy 'n Christen is, net omdat hy lief is vir die Here Jesus Christus, net omdat hy die evangelie verdedig en die evangelie van Jesus Christus verkondig. Het is nie maklik om 'n Christen te wees nie, het is nie maklik eers om 'n Christen te word nie. Ons het al reeds gesê, die Here Jesus het gesê, you have to give up all you have for all he has. You have to die to live. En ons het ook verlede keer daaroor gepraat, jy moet jou eie kruis opneem, jy moet bereidwillig wees om vervolg te word, verdruk te word, te sterf, terwille van die evangelie van Jesus Christus. En dit sien ons nou ook in Paulus se lewe, maar die merkwaardige is van Paulus, in al hierdie omstandighede, Paulus murmureer en kla nie. Paulus is nie mismoedig en depressief nie. Hy sit nie in sak en as nie. Hy is nie angstig en gespanne nie. Hy is nie bekommerd nie. He is not stressed out. Maar he is rejoicing. Hy is opgeruimd. Hy is vrolik in hierdie negatiewe omstandighede. Hy verbly hom in hierdie omstandighede. So anders as wat ons dikwels optree. Hy verbly hom in hierdie negatiewe omstandighede. Hy sê in Filippense 1 vers 18b, en ek sal my ook verder verbly. 2 Korintiërs 6 vers 10 sê Paulus, al gaan ons deur pynlike omstandighede, is ons altyd opgeruimd. Wanneer 'n kind van die Here deur moeilike omstandighede gaan, is hy altyd opgeruimd. 1 Tessalonisense 5 vers 16 sê Paulus ook, wees altyd bly, onder alle omstandighede, wees bly. Is dit nie wat Jakobus ook sê in Jakobus 1 vers 2 nie, die ou Afrikaanse vertaling, ag dit louter vreugde, wanneer julle deur allerlei beproewinge gaan. Ag dit louter vreugde. Paulus verbly hom in hierdie tye van beproewing, in hierdie moeilike omstandighede. Waarom? 5 redes. In die eerste plek, Paulus het geweet dat alles tot sy welwese, tot sy heil sal strek, vers 19, want ek weet dat alles tot my redding sal uitloop. Paulus het dit onwrikbaar geglo, dat alles tot sy eie welwese sal uitwerk. Hoekom? Paulus het die Bybel geken, hy het die verhaal van Job geken. Het julle geweet dat hierdie vers 19, dit is 'n verbatim aanhaling van Job 13 vers 16. Ek weet dat dit op my redding sal uitloop. Sien, Paulus het die verhaal van Job geken. Hy het geweet, Job was 'n regverdige man van God, en daar het baie beproewinge oor Job se pad gekom. Hy het al sy besittings verloor, hy het al sy slawe verloor, hy het al 10 sy kinders gelyktydig aan die dood afgestaan. Ek meen, hoeveel beproewinge kan nog oor 'n mens se pad kom? Sy gesondheid het ingegee. Maar die boodskap van die boek Job is, die Here is in totale beheer van Job se lewe, en die Here laat alles ten goeie meewerk vir Job. Ons lees in Job 42 vers 12 en verder, die Here die laaste dae van Job se lewe voorspoediger gemaak as die eerste jare. Job het weer 14.000 stuks kleinvee gehad, 600 kamele, 2000 beeste, 1000 donkies,
ook weer 7 seuns en 3 dogters. Nêrens was daar dogters so mooi soos Job se dogters nie. Job het nog 140 jaar gelewe. Hy het sy kinders en kleinkinders tot in die 4de geslag gesien. Job het 'n vol lewe gehad. En Paulus het dit geweet. En daarom verbly hy hom in sy negatiewe omstandighede, want hy weet, die Here is in beheer. En die Here laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy eie besluit geroep is. Aanhaling van Romeine 8 vers 28. Hy het geweet die Here laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Ek het al vir julle die verhaal vertel van die seeskilpad wat gaan eiers lê het, en toe plaas hy terugloop na die see toe, loop hy die duine in, en daar verdwaal hy, en hy lê daar in die hittige son, en hier kom die gids met sy jeep, en hy stop daar met sy jeep, hy haal 'n tou uit, hy maak die skilpad se agterpote vas aan die tou, draai die skilpad om sy dop, en maak die ander punt van die tou vas aan die hak van die jeep, en daar lê die skilpad onderste bo, sy hele lewe is onderste bo gekeer, hy dink dit is klaarpraat met hom, en dan sleep die gids hom oor die duine tot daar by die see, tel hom weer op sy voete en jaag hom die see in. So kan baie keer met ons gebeur, ons voel ons hele wêreld is onderste bo, maar die Here is in totale beheer, en hy laat alles ten goeie meewerk. Paulus het ook die verhaal van Noag geken, en die verhaal van Job, hoe die Here vir hulle gered het, uit tye van beproewing. En dan sê 2 Petrus 2 vers 9, die Here weet om die wat hom dien uit beproewing te red. Die Here weet om die wat hom dien uit beproewing te red. So Paulus het geweet, die son sal weer skyn. Hierdie beproewing, hier in die tronk, dis maar tydelik, dit is kortstondig. Die Here is in totale beheer. Hy sal alles ten goeie laat meewerk, en daarom verheug hy hom in sy negatiewe omstandighede. So wat sê die woord van die Here vir ons? Die Here sê vir ons, moenie worry nie, watch net. Moenie worry nie, watch net, don't worry, be happy. Ook in jou negatiewe omstandighede, ons as kinders van die Here kan cope in negatiewe omstandighede, want ons weet, die Here laat alles vir ons ten goeie meewerk. Die tweede rede waarom Paulus hom verbly in hierdie negatiewe omstandighede is omdat hy gebedsondersteuning gehad het. Hy sê, ek sal my ook verder verbly, ek weet dit alles tot my redding sal uitloop, omdat julle, die gemeente van Filippi, omdat julle vir my bid. So Paulus het geweet, daar is bo-natuurlike krag in intersessie gebed. Hy het geweet, die gebed van gelowiges het 'n kragtige uitwerking. Jakobus 5 vers 16, Elia het gebid, en vir 3,5 jaar het dit nie gereën nie, toe het Elia weer gebid, en toe reën dit weer, so hy het geweet, daar is krag in gebed, en die Here werk deur die gebede van gelowiges, en daarom roep hy ook gelowiges op om vir hom te bid. Ons lees in Romeine 15 vers 30, ek versoek julle dan dringend, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus en op grond van die liefde wat van die Heilige Gees kom, stry saam met my deur vir my te bid. Hy het geweet die gelowiges bid vir hom, en juist daarom kon hy hom verbly in sy moeilike omstandighede, en daardie negatiewe omstandighede het dit vir hom hoop gegee, want die gebede van die ander gelowiges het hom gedra, ook in hierdie tye van beproewing. Gebed is ontsettend
belangrik. Nou my pa was 'n intercessor par excellence. Hy was 'n voorbidder. En nou baie keer as ek in moeilike omstandighede is en dit druk swaar op my skouers, dan gee ek vir hom hierdie gebedslas. Dan vertel ek vir hom wat is my omstandighede en dan weet ek, nou gaan hy vir my intree. Hy gaan vir my bid. En hy was geneig gewees om hardop te bid, so ek het ook gehoor hoe hy vir my intree en bid. Baie keer was ek skaam daaroor om so 'n gebedslas op hom te plaas. Maar nietemin, die dag toe hy toe sterwe, toe besef ek, daar gaan my intercessor. En dit was vir my 'n hartseer saak. Wat ek vir julle wil sê is dit, het jy 'n gebedsvriend? Iemand wat vir jou intree en bid in moeilike omstandighede. Is jy 'n gebedsvriend vir iemand anders, vir jou lief en dierbaar is? Weet jy wat? 'n Mens kan jou verbly in negatiewe omstandighede, as jy weet dat daar ander gelowiges is, wat vir jou intree in gebed. In die derde plek, waarom verbly Paulus om in hierdie negatiewe omstandighede? Baie belangrik, luister wat sê hy. Hy sê vers 18b, ek sal my verder verbly. Ek weet dit alles tot my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid, en die Gees van Jesus staan my by. En die Gees van Jesus sal my bystaan. Is dit nie wonderlik nie? Paulus het geweet, in sy eie krag gaan hy nie deur hierdie beproewinge kom nie. Sagaria sê mos vir ons, Sagaria 4 vers 6, nie deur krag of mag nie, maar deur die Gees sal julle slaag. So hy het geweet, in sy eie krag kan hy nie deur hierdie beproewinge kom nie. Maar hy is nie alleen nie, want die Gees van Jesus Christus is in hom. Jesus Christus is by hom teenwoordig. Hy het geweet, die Heilige Gees is nie net sy trooster nie, die Heilige Gees is sy helper, sy ondersteuner. Die Heilige Gees staan hom by. Die Heilige Gees gee vir hom krag na kruis. En dit was sy blydskap. Die Heilige Gees gee vir hom hierdie innerlike vreugde en vrede en blydskap te midde van hierdie moeilike omstandighede, die selfbeheersing om dit te hanteer, om nie te murmureer en om te kla nie. En daarom kon Paulus hom verbly in hierdie moeilike omstandighede. Weet julle, ons as kinders van die Here, ons is so bevoorreg om te dink dat die Gees van Jesus Christus in ons is 24/7. Week in, week uit, maand in, maand uit. Jaar in, jaar uit, nooit maar nooit verlaat die Heilige Gees ons nie. Ons moet dit net besef, ons moet dit net onthou. Ons mag dit nooit vergeet nie. Die probleem is, ons vergeet dit so maklik. Dan bejammer ons onsself. Of ons gaan soek hulp by ander mense, in plaas van dat ons net sal weet. Maar Jesus Christus is in my deur sy Heilige Gees. Broer Andrew het 'n boekie geskrywe, Practice the Presence of God. En ek dink dit is wat ons moet doen. We have to practice the presence of God, the presence of the Holy Spirit in us. As ons dit net sal besef, dan sal ons verbly in moeilike omstandighede. Daar's 'n vierde rede waarom Paulus hom verbly in hierdie negatiewe omstandighede. Hy sê, ek sal my ook verder verbly,
Want ek weet dat alles tot my redding sal uitwerk, omdat julle vir my bid, en omdat die Gees van Jesus my bystaan. En dan sê hy in vers 20, dit is my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie. Paulus het geweet die Here Jesus gaan hom nie teleurstel nie. Die Here Jesus gaan hom nie drop in hierdie moeilike omstandighede nie. Hy sê in Romeine 9 vers 33, maar wie in hom glo, sal nie teleurgestel word nie. Jesaja 49 vers 23, wie op my vertrou, word nie teleurgestel nie. Jesaja 50 vers 7, die Here my God help my, ek sal nie teleurgestel staan nie. Ek sal my nie ontstel nie. Ek weet ek sal nie in die verleentheid kom nie. Hy het dit geweet. In hierdie moeilike omstandighede, daar in die tronk ook in Filippi, die Here gaan hom nie teleurstel nie. Die Here is by hom, in hom deur sy Heilige Gees. Hy gaan nie beskaamd staan nie. En hierdie wete het hom verbly. Dit is allemaal wonderlik om te kan weet. Die Here is getrou. Ons is veilig in sy hande. Hy stel ons nie teleur nie. Wonderlik vir kinders van die Here om dit te weet. Die Here is getrou. Hy gaan ons nie teleurstel nie. Ons moet daaraan vashou. Hou vas aan hierdie belofte. Maar daar is 'n vyfde rede waarom Paulus kan cope in moeilike omstandighede. Paulus het geweet dat die naam van die Here Jesus verheerlik moet word in sy omstandighede. Vers 18b, en ek sal my verder verbly, want ek weet dat alles tot my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus my bystaan, en ek weet, dit is my reikhalsende verwagting, die Here gaan my nie teleurstel nie, maar hy sê ook, maar dat Christus soos altyd groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of die dood is. Hy weet Jesus Christus moet verheerlik word in sy omstandighede. En dit moet ek nou vir julle mooi verduidelik. Paulus besef sy lewe behoort nie aan homself nie. Paulus besef die Here Jesus woon in en deur hom. So die Here Jesus kan met sy lewe doen en maak net wat hy wil. Sy lewe behoort nie aan homself nie. Paulus het ons nou in homself gesterf. Hy het sy lewe prysgegee terwille van die Here Jesus Christus in hom. En daarom lewe hy nie selfgerig nie. Sy lewe draai en sentreer nou nie meer rondom sy eie gemak, rondom sy eie belange, rondom sy eie voorspoed, rondom sy eie sekuriteit, rondom sy eie regte nie. Sy lewe draai nie rondom homself nie. Hy lewe Christus gerig. Jesus Christus moet verheerlik word in sy liggaam, daar waar hy op daardie oomblik in daardie omstandighede is, daar moet Jesus se naam verheerlik word. As die Here Jesus hom dan nou geplaas het in hierdie negatiewe omstandighede, dan weet hy, dit gaan ons nou nie oor my nie. Dit is waar Jesus Christus hom geplaas het, sodat hy iets in en deur hom, wat Paulus is, kan doen. En dit het hom verbly. As Jesus se naam verheerlik kan word,
dan het dit vir Paulus bly gemaak. Dit was hom eintlik 'n wonderlike avontuur gewees om te dink in al hierdie negatiewe omstandighede waarin hy hom alreeds bevind het. Hoe gaan die naam van Jesus verheerlik word deur hierdie beproewing waarin ek is? Christus moet verheerlik word. Dit gaan oor Christus in hom. En daarom kan hy ook sê, want om te lewe is vir my Christus en om te sterf is vir my 'n wins. So hy het geweet, die naam van die Here Jesus moet verheerlik word in sy omstandighede, ook nou daar in die tronk. En nou is die vraag, is die naam van Jesus verheerlik? En as ons gaan lees in Filippense 1, ons het dit nou nie gelees nie, vers 12 tot 13, dan word daar 3 dinge genoem. Die Here Jesus se naam is verheerlik. Daar staan in vers 12, juis die verkondiging van die evangelie is bevorder. Die verkondiging van die evangelie is bevorder toe hy daar in die tronk sit. In vers 14 staan daar, want nou het die ander broers ook onbevrees begin om die evangelie te verkondig. Hy sê in vers 13, dit het daarop uitgeloop dat die hele keizerlike wag besef het dat ek hier in die tronk sit ter wille van Christus Jesus. So Jesus se naam is verheerlik in sy negatiewe omstandighede. En dit het hom bly gemaak. Net solank Jesus verheerlik word, is alles oukei. Ek het hier geskrywe, soek die eer van die Here in jou beproewing en jou hart sal met blydskap vervul word. Kyk weg van jou